Geliefdes, ek het alreeds hier van Oktober af, ek vir die Here gevra, Here, wat wil U hê moet ons oor gesels en waarna moet ons kyk wat hierdie Kerstyd betref? Want daar is so baie menings en sienings van Kersfees en Kerstyd en selfs binne die kerk is daar soveel, party sê dit is van die heidene, party sê dit is van God, party sê dit is Bybels, party sê dit is nie Bybels nie, dit is mensgemaak. En dan is saam al die goed wat in die wêreld oor hierdie tyd gebeur. Piet, ek dink dis maar net die screensaver, hoor. Ja, dis maar net die screensaver wat aankom. Hy is aan. Ja, hy is reg. En ek het gesê, Here, veral omdat ons 'n klein groepie gaan wees en by mekaar, intiem by mekaar gaan kom, waaroor wil U graag hê moet ons gesels hierdie Kerstyd rondom die Kersboodskap? En al wat die Here in my hart gelê het aanvanklik is net van hoe reageer jy daarop? Jy persoonlik, hoe sien jy dit? Hoe ervaar jy dit? En dit was nou Vrydagoggend net so 'n bietjie in die Bybel gaan kyk na 'n paar verskillende reaksies in die Bybel rondom die geboorte van Jesus Christus. En ook tuis het sy bydrae gelewer, baie kosbare bydrae van hoe hy dit sien, hoe hy dit ervaar. En dit is so, ek dink elkeen so wat ons hier sit, gaan 'n ander perspektief hê oor Kersfees. En toe ek, nadat ek toe Vrydag 'n bietjie met die mense gedeel het oor hierdie verskillende reaksies van verskillende mense in die Bybel rondom die aankondiging en die geboorte van Christus. En ek wil gaan kyk spesifiek na die een persoon wat die mees direk deur die geboorte gekonfronteer was as mens op hierdie aarde, was Maria. En ons weet hoe dat die Romeinse kerk Maria ophef as 'n goddelike figuur en as 'n tussenganger, as die mens en Jesus. Ek wil nie daai roete gaan nie, want dit is onbybels. Maar die feit is, Maria het 'n baie belangrike rol vervul in die geboorte van Christus. En die vraag is, hoe het Maria gereageer? En as jy nou die Bybels by die hand het, kan jy dit gerus saam met my volg, want ek gaan hierdie Lukas 1 vanaf vers 26 versie vir versie met u deurgaan. Maar hoe het Maria gereageer op die boodskap van die geboorte van Jesus? En kom ons kyk na vers 26 van Lukas 1. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur. Nou, as julle nie geweet het nie, my tweede naam is Gabriël. Na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret. Na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Jesus in die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Nou dis die gedagte daarvan dat Maria 'n maagd was, is baie meer as net dat sy nie getroud was en nie 'n man gehad het. In die tyd van die Jode was 'n jong vrou wat gereed om te trou, baie skrifgeleerdes meen dat selfs hier van 14-jarige ouderdom kon 'n meisie al trou. Maar die gemiddeld was so tussen 15 en 16 in daai tyd. Want onthou, die lewensverwagting in daai tyd was maar 40 jaar. En daarom as die Bybel sê, as jy 70 of 80 word, dan is jy baie geseën, want dit is amper dubbel die lewensverwagting. So omdat hulle lewensverwagting so kort was 'n jong meisie alreeds hier van, soos ek sê, van 14 af, maar gemiddeld 15 na 16 gereed om te trou. So wanneer die Bybel sê Maria was 'n maagd, die Bybel sê nie hoe oud sy was nie,
maar ons kan met 'n redelike afleiding daarvan seker wees dat sy baie jong was. Jong meisie. 'n Meisie wat nog nie voorbereid was vir die lewe nie. 'n Meisie wat nog van haar pa se leiding in haar lewe afhanklik was, haar ma se inset in haar lewe afhanklik was. 'n Meisie wat nog nie verstaan het hoe werk die wêreld daar buite nie. En heel waarskynlik 'n meisie, omdat sy nie 'n seun was nie, 'n seun, het al van 12-jarige ouderdom af, het 'n geweldig baie kennis gehad van die Torah, maar nie 'n meisie. En hier is hierdie jong meisie, die maag, onvoorbereid, sy weet nie wat die lewe vir haar inhou nie, en hier kom 'n engel, 'n hemel, en hy kom praat met haar. Probeer jouself voorstel wat deur daai kind se gedagtes moes gaan. Probeer jou voorstel wat sy op daardie oomblik moes ervaar. En nou sê vers 28, en die engel het by haar binne gekom en gesê, wees gegroet, genadig, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. Mense, ek dink nie ons besef wat daai kind moes beleef het nie. Dat 'n God na hierdie jong dametjie toe gekom het en by monde van 'n engel vir haar sê, jy is deur God begenadig. Jy is spesiaal. Die enigste prentjie wat ek vir myself kan probeer voorhou, is 'n jong tienermeisie wat inskryf vir 'n wêreldkoninginskompetisie. En sy wen daai kompetisie. En skielik is sy op die wêreld se voorblaaie. 'n Jong tienermeisie. Sy word raak gesien. Hierdie geval is dit net nog soveel groter, want God sê, ek het jou raak gesien. God sê, onder al die vroue het ek jou uitgehaal. Hoe moes daai kind voel? Die volgende versie sê presies hoe het sy gevoel. Luister wat sê die volgende versie. Toe sy hom, dis die engel sien, was sy baie ontsteld. Dit verras my nie. Want hierdie kind se gedagtes moes 'n warmel gewees het. Hierdie jong meisie moes gesê het, wat is besig om my te tref? Dat die almagtige God sy engel stuur en vir my sê, ek is 'n begenadigde. Vir my sê, ek is 'n geseënde onder al die vroue. Natuurlik sou dit al stil het. Natuurlijk sou dit al verwar het. Natuurlijk sou dit al in 'n posisie geplaas het, wat sy nie geweet het wat tref haar nie. Nou kom jy by hom en sy het daaroor nagedink. Ek het nou gewonder, hoe lank het die engel nou vir haar kans gegee? Om te dink. Maar sy het nagedink wat hierdie groet tog kan beteken. Nou wil ek dit na jou my te bring. Dis Kersfees. Ons weet Jesus is 2000 jaar gelede al gebore. Ons weet wat hy vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha. Ons weet daar wag vir ons 'n heerlike toekoms voor, ons weet dit. Maar ek wil vanmôre vir u vra, het jy al besef, jy en ek is God se begenadigdes? Het jy en ek al besef, ons klompie wat hier sit, ons kon vanmôre in 'n groot gemeente gesit het met 'n massa mense, en ons kon maar net 'n nommer op 'n adreslys gewees het. Maar jy en ek sit vanmôre hier, en God sê vir my en jou,
tussen biljoene mense het ek jou raak gesien. Ek het jou uitgehaal. Ek het jou by jou naam geroep. Jy's myne. Ek het my naam op jou handpalm ingegraveer. Jy's myne. Kersfees wil vanmôre vir jou en vir my sê, ons is spesiaal, want die Seun van God het nie engel nie, hy het self gekom. En vir ons kom sterf. Hy het self gekom, en die Bybel sê hy het nie roof geag om God gelyk te wees nie, maar hy het homself verneder deur 'n babatjie in 'n krib te word, wat hy jou en my raak gesien. Dalk is ons vanmôre ook verward in die lewe. Dalk vra ons baie vrae soos wat U net nou gevra het, wat U gepraat het oor die trekkery. Ons sit met vrae in ons gemoed. Ons sit met dinge wat ons nie verstaan nie. Daar's goed wat ons nog nie kon uitwerk in ons lewe nie. Maar God kom en hy sê, ten spyte van alles, is ek vir jou genadig. En ek vir jou die prys kom betaal. Vir jou die boodskap gebring van verlossing en hoop. Deur my Seun wat ek na hier aarde gestuur het. Maar behalwe daarvan, dat God ons begenadigd het, sê ook, jy is 'n geseënde van die koning. Sodat Maria 'n geseënde onder die vroue was, is elkeen van u wat vanmôre hier sit, al gaan ons deur pyn, al gaan ons deur onsekerhede, al gaan ons deur veranderinge, al gebeur daar goed wat ons nie antwoorde vir het nie, ons is geseëndes van God. Want in Christus is ons meer as oorwinnaars. In die Kerstyd behoort vir jou en vir my te sê, ons mag maar vir mekaar 'n seënwens toewens. Ons kan mekaar seën, want ons is geseëndes van die koning. Omdat God ons begenadig het. Al voel jy vanmôre so nederige maagd. Al voel jy vanmôre jy's dit nie werd nie. Al voel jy vanmôre ek is te jonk, of ek kan nie praat nie, of ek het nie vrymoedigheid nie, of wat ook al jou verskoning mag wees, God sien dit nie raak nie, God sien jou raak, soos hy jou gemaak het. Jy's 'n geseënde van die koning. Nou sê die woord van die Here, hy gaan verder. Behalwe dat sy so ontstel was, miskien is jy vanmôre ontstel. Miskien is jy verward. Miskien het jy vanmôre nie antwoorde vir jou probleme nie. Kom die woord van die Here, was vir my so kosbaar toe. Amelia, ek het gesukkel om my tong vas te byt en nie met haar te praat nie. Want as hy vanmôre hier agter in die gang sê, sy het vanmôre gehoor iemand gesê, moenie vrees nie. God is dieselfde God, hy praat met alle ouens oor die radio, dieselfde wat vir jou en my vanmôre wil sê. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie. Moenie ontstel wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Moenie toelaat dat die goed van die wêreld jou oorweldig nie. Moenie toelaat dat die onsekerhede van die wêreld vir jou te veel word nie. Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Jy is 'n geseënde, jy is begenadigd. Moenie vrees nie. Vanmôre terwyl ek die boodskap deurgegaan het, kom daai vers net op my op wat sê, God het vir ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Waaroor vrees ons? Ons vrees die toekoms. Ons vrees wat met ons gaan gebeur. Ons vrees waar ons op pad. Ons vrees hoe lank gaan ons nog lewe. Ons vrees wat gaan van my besittings word. Ons vrees van wat is met my kinders besig om te gebeur.
gebeur. Ons vrees oor ons werksomstandighede. Ons vrees oor ons polisse. Ons vrees oor wat die dokter vir ons gaan sê. Ons het so baie goed wat ons vrees. Net so Maria word ons so ontstel dat ons verstaan nie wat met ons gebeur nie. Maar God kom vanmôre en hy sê ek het jou begenadig, ek het jou geseën, moenie vrees nie. As ek met jou is, wie kan teen jou wees? Ek stry vir jou, ek veg vir jou. Ek het hierdie week seker vier verskillende maniere die boodskap gekry waar die Here in Exodus vir die volk sê deur Moses, moenie bekommerd wees nie, wees julle stil, ek veg vir julle. Moenie vrees, Maria. Want jy het genade by God gevind. 'n Jong meisie wat nie die wêreld verstaan. Jong meisie wat verstaan wat met haar besig is te gebeur nie. 'n Jong meisie wat al wat al deur haar gedagte gegaan het op daai stadium, dan toe nog nie, want sy het nog nie geweet waaroor dit gegaan nie, maar toe sy die boodskap kry van sy as 'n maagd gaan swanger word sonder dat sy 'n man gehad het. Ek dink sy moes vreesbevange gewees het. Want die woord, die Torah sê, as so 'n meisie gevang word, moet sy gestenig word. Wat het julle aan my kind se hart gegaan? Maar Maria, God sê, ek begenadig jou. God sê, ek seën jou. Moenie vrees nie. Net die volgende versie. Kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus. En nou kom die engel, dan verduidelik hy wat dit beteken. Want die engel het verstaan waarmee hy te doen het. Die engel het geweet hoe hierdie arme kind moet voel. En nou kom die engel en hy kom skets hierdie prentjie. En hy kom vir Maria laat probeer verstaan wat besig is om met haar te gebeur. Luister wat sê die engel. Hy sê jy moet hom Jesus noem, en Jesus beteken saligmaker, redder, verlosser. Maria, hierdie kind wat jy gaan hê, gaan die verlosser wees. Wat 'n boodskap. Moeder, hoe sê jy gevoel het as God by jou gekom het en vir jou gesê, jou kind gaan hierdie land verlos? Hoe sê jy gevoel? Jou kind gaan 'n antwoord wees vir Suid-Afrika. Hoe sê jy gevoel het? Maria, jou kindjie, jou seentjie gaan die verlosser wees, Jesus. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Wow! Hoe is dit moontlik? My kind, die seun van God. Mense, ek kan nie ons verstaan wat hierdie arme kind moes deurgaan. Want sy het geleer, as jy sê, jy is 'n kind van God, dan moet jy doodgemaak. En hulle het dit amper met Jesus ook gedoen, toe Jesus sê, hy is die seun van God. Wat gaan hierdie kind se gemoed? Hy sal groot wees, die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. How is that possible? Ek sê eenvoudige 13, 14, 15, 16-jarige meisietjie, my kind, die seun van Dawid, die koning, that's impossible. En dan gaan verder en sê, of toe sê die woord, toe sê Maria vir hom, luister haar reaksie. Dis môre my boodskap vir jou en my. Hoe kan dit wees, aangesien ek nie eers 'n man het nie, en ek sal nou by die tweede deel van haar antwoord kom. Vanmôre staan ons voor 'n situasie. Vanmôre staan jy en ek in 'n
posisie in ons lewens, in ons familie, in ons vriendekring, waar jy jouself op wil begin bevind, en jy's bevrees, jy's beangs, jy's bekommerd, jy weet nie wat ek kan doen nie, en God kom sê vir jou, moenie vrees nie, want ek gaan groot dinge vir jou doen. Gaan dit glo? Hoe kan dit wees, Here? Hoe is dit moontlik? Ek het nog nie eens die goed beleef wat jy van praat. Jy was nog nooit in die posisie waarvan jy nou praat. Jy het nie goed, maak nie vir my sin, wat ek in my gees ervaar. Here, hoe kan dit wees? Aangesien ek geen man gehad het, dis totaal teenstrydig met wie ek is. En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees, daai Gees waarvan ons nou gehoor het, die Heilige Gees sal oor jou kom. Die krag van die Allerhoogste sal jou beskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. Weet jy wat is ons antwoord aan hierdie onseker tye? Weet jy wat is dit waaraan ons moet vashou in hierdie dae van vrae en aanslae en omstandighede wat ons nie verstaan? Is dit nodig om vas te hou aan die leiding van die Heilige Gees. Ons moet begin wandel deur die Gees soos nog nooit tevore. Ons moet seker maak dat die Heilige Gees ons lei in die volle waarheid. Want dis die eerste engel Gabriël wat my kan oortuig nie. Dis net die Heilige Gees wat my kan oortuig. Maria, ek verstaan jou onsekerheid. Ek verstaan jou ontstelteheid. Ek verstaan jou vrees. Maar weet dit, jy's 'n begenadigde, jy's 'n geseënde, en weet jy wat? Ek gaan my Gees vir jou gee om jou te bekragtig. God sê dit vir jou en my. Hy sê, gaan wag in die hooftrek. Moenie ophou vra nie, moenie ophou soek nie, moenie ophou hoop nie. Gaan soek die krag van die Gees in jou lewe en hy gaan jou aandoen met nuwe krag, sodat jy kan wees wat hy wil hê jy moet wees. Maria, jy sal 'n maagd wees sonder 'n man en jy sal geboorte gee aan 'n seentjie, die seun van God, opdat die Heilige Gees jou in staat gaan stel. Vanmôre is jy en ek begenadigd is, geseënd is van God. En hy weet ons vrees ons. Hy weet ons raak bekommerd. Maar kom ons werp ons bekommernisse voor hom. En kom ons vertrou hom dat hy ons gaan aandoen met krag in die hoogte, dat hy sy Gees gaan stuur om ons toe te rus, sodat ons nie net staande kan bly nie, maar sodat ons oorwinnaars kan wees. En kan doen dit waarvoor hy ons geroep het. En kyk, vers 36. Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar is, want geen ding sal by God onmoontlik wees. En luister Maria se tweede helfte van hierdie aksie. En Maria sê, hierdie is die diensmagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens die woord. Hier is ek, Here, gebruik my. Rus my toe, Here, laat maar gebeur wat moet gebeur. Ek verstaan nie alles nie, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar Here, laat dit werk. Hier is die diensknegt, die diensmaagd. Dis vanmôre die vraag vir jou en vir my hierdie Kerstyd. Gaan ons hierdie Kerstyd maar net laat verbygaan? Gaan ons dit maar net nog 'n tyd maak van liggies en geskenke en presentjies en lekker saam met die familie wees, of gaan ons hierdie tyd saam gebruik my? Hier is ek, Here, laat U plan deur my realiseer. Ek
ken nie die toekoms nie, weet nie wat die volgende jaar inhou nie, maar hier is ek, Here. Hier is die diens maar, hier is die diens reg. Laat dit met my wees, volgens die woord. Ek wil vanmôre vir u sê, dis al wat ek vir die Here wil sê, wat Parijs ons betref. Ek weet nie wat voor lê. Ek het 'n paar keer hierdie 2 weke vir Here gesê, Here, wat gebeur nou as ek die 4 Januarie ek en Marie daar by die saal kom en al die mense besluit, nee, wat ons is klaar met jou. Wat gaan ek dan? Dit het my opgekom, hoor my. Ek weet nie. Al wat ek kan sê, hier is ek. Here, ek verteenwoordig Parijs. Here, ek verteenwoordig die werk. Here, ek verteenwoordig 'n paar pragtige mense. Ek weet nie wat voor lê nie. Ek weet nie wat gaan gebeur, maar hier is ek. Ek vrees op die toekoms. Ek sê ook bekommerd oor die dag van môre. Maar Here, ek het my begenadig. Here, ek weet U wil my seën. Ek weet U volmaakte wil moet ook deur my geskied. Here, hier is ek. Laat U wag. Ek kan nie verder gaan lees, ek het nou 'n paar verse uitgehaal, maar sy kom by Elisabeth, en toe sy by Elisabeth kom, wat nou ook die pragtige boodskap gehoor het, van dat sy seentjie ryker sou word, Johannes die Doper, roep Elisabeth uit en sy sê, salig is sy wat geglo het. Jong meisie, ken nie die wêreld, weet nie wat van voor lê, maar sy het geglo. En het gesê, hier is ek, Here, gebruik my. En dan sluit daai gedeelte af van vers 46 af, en pragtige lied, wat Maria gesing het. Jy kan gaan kyk in die Engelse Bybel, is 'n opskrif, the Magnificent Cat, of iets van die Engelse Bybel daar, is Magnificent, wat basies beteken die absolute bonatuurlike, die wonderlik, die verwondering, wat sy moes beleef het as 'n nietige meisietjie, wat tog die lewe moet ervaar, hierdie kosbare boodskap moet hoor, van 'n groot almagtige God, en hy sy roep uit en sê, en Maria het gesê, my siel maak die Here groot, my gees is verheug in God, my saligmaker, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaagd raak gesien het. My broedie, my sussie, God sien jou raak. Al voel jy hoe alleen, al voel jy hoe stikkend, al voel jy hoe moedeloos, al voel jy deur God verlate, maar ek wil môre vir jou sê, God sien jou raak. En hy begenadig jou, en hy seën jou, en hy stort sy gees oor jou uit, want hy het 'n plan vir jou lewe. En dit mag miskien vir jou te groot wees, maar by God is alle dinge moontlik. Wat is jou reaksie op Kersfees? Hoe gaan jy Kersfees hanteer hierdie jaar?